film Carissa het die filmmakers Jason Jacobs en Devin Delmar 7 jaar geneem om die lig te laat sien, maar dit is definitief die wag werd. Ons gesels meer oor Carissa en vind uit oor hierdie reis van selfontdekking, die geskiedenis van Rooibos tee en die wonderlike spesiale gemeenskap van Wuppertal. Ek gesels met Jason en Devin hier by die 13de Silverskermfees by the Bay Hotel in Kamsbaai. Jason, Devin, baie dankie vir julle tyd. Ek hoor net lekker dinge hier op die feesterrein oor Carissa. Hoe voel julle oor die Suid-Afrikaanse premier van julle film? Ek het vanoggend vir iemand gesê, dis interessant dat Carissa het mos gedebut by die Venice Film Festival laas jaar. En toe het ons ook gegaan na ander feeste toe. En het was amper soos 'n rehearsal om vir jou af te bring grond toe elke keer. Want ons kom land dit hier by die huis. Ek dink nie daar was 'n oorweldigende spanning in enige een van ons nie. Dat het reg gevoel, dat het gevoel ons is nou uiteindelik hier. So die trots wat 'n mens het en hoe jy met 'n opbors in die spasie in kan stap en kan sê we made this happen. Yes. En ook die feit dat Silverskermfees het die mense van die gemeenskappe met wie ons gewerk het opgebring. So dat was baie spesiaal. Almal was hier. Super special, ja. Jy praat nou van die Venesiese filmfees waar dit gedebuteer het. Wat was daai initiële reaksie daar versus hierso op plaaslike front en hoe dit verskil vir julle? En dit was baie positief al oral waar ons gegaan het. Ons het nou al 'n paar plekke oor die wêreld in Stockholm en Los Angeles en allerlei plekke. Maar it hits different here. Ja. Dit regtig mense verstaan dis weet hulle sien hulle self op die skerm. So dis die humor, die taal, die konteks van die Cederberge en ons almal jy sien jouself op skerm en dis my ouma daai. Dis nie net jy weet dis 'n universele storie, maar nog steeds dink ek om ouma Wilhelmina te sien, ons kan as Suid-Afrikaners meer na haar relate. So dis is a cultural moment, ek dink. So dit was nogal nice. Ek het heel bo gesit eergister by die screening en ek kon so alles kyk hoe mense reageer en die grappies en hoe mense lag en gasp en reageer tot die film en dis baie meer van 'n vivid reaction hier as oor see. Mense, it's like jy kan die reaksies, jy kan die emosies volg. Beter hierso, ja. Ek wil net 'n bietjie rewind want hierdie twee manne werk al 7 jaar aan hierdie film. So take us back. 7 jaar terug hierdie konsep. Was dit 'n gesamentlike ding van die begin af? En ons gaan nou gesels oor julle samewerking want dis ook vir my baie interessant. Maar waar die idee ontstaan en wie se idee was dit initieel en toe julle met mekaar begin praat het, was dit net dadelik 'n ding van ons gaan hierdie saam doen? Hoe het dit gewerk? Yes. To all those questions. Dit het net so natuurlik gebeur. Ek dink die initiële, ek was die eerste keer in Wuppertal 2016. Jy kan onthou jong. en daar begin met 'n idee van 'n storie, maar dit was heel in hoe sê mens brokkies, fragments. Maar niks substantial nie en toe ontmoet ek Jason deur drie jantjies wie die producers op die projek. En sy het ons geïntroduce. Okay. En ons het daai tyd nog steeds nog altyd is ek baie geïnteresseerd in magiese realisme. En ek praat met Deedre daaroor en sy sê, "Oei, dan moet jy hierdie ou ontmoet. This is the guy. Hy doen dit in theater." En hy's 'n goeie vriend. So toe ontmoet ons en ons het daai dag besluit, kom ons skryf hierdie ding saam. En dit het net develop en ons is oor die jare gereeld in Wuppertal en ons gaan kuier daar, ons sit om die vuur en ons chat en gesels en ontdek die plek. En die storie het natuurlik na ons toe gekom. Ons het nie baie van ons eie we didn't force anything. We were led to the story. It came very very naturally. Wel, 7 is ons nou 'n heilige getal en dit voel altyd daar's simboliek daarin. So ek wil sê maybe this is perfect timing vir hierdie fliek om nou uit te kom. Yes. Hoekom het dit 7 jaar gevat?
is dit, want ek dink mense kyk soms films en hulle dink, o, dis verlede maand het iemand 'n idee gekry, ons het vinnig geshoot, vinnig geëdit. And in real life that's not how it works. So, miskien ook net vir die kykers om vir hulle te sê it does take time, maar in julle geval, hoekom 7 jaar? Dit is soos jy sê, of ek weet nie wie dit gesê het nie. Elke projek is uniek. Ja. Soms vat dit lank, soms vat dit nie lank nie. Soms vat dit 'n maand. Wie was dit gewees? Was dit Martin Scorsese of was dit dat 'n movie wat 30 jaar gevat het om geskied te word? Sure. I think it was Steven. Anyway, elke projek het sy eie tydlyn, elke projek het sy eie hartklop, elke projek het sy eie identiteit. En ek dink hierdie proses, as jy jou eerste feature maak, jy moet uithou vermoë hê. Yes. En jy moet van dag 1 af moet jy jouself sê ek gee myself 100% vir hierdie projek. Want dit vat lank. Ons sit in projekte wat in pre-production is en development is. En daai projek het ook hulle eie tydlyne. En dinge sal in plek vas soos jy sê wanneer dit moet. En die minuut wanneer jy te haastig is en you want to get there, dan dink ek moet jy jouself afvra hoekom why am I doing this? Hoekom moet ek hierdie storie vertel? Elke keer, hoekom is dit belangrik om met hierdie storie te vertel? Hoekom nou? En hoekom moet ek met hierdie mense werk om dit te realiseer? En ek dink as daai skuifwerk in jou nie natuurlik kan gebeur nie, dan kan dit nog 'n bietjie van 'n bumpy ride wees. Ja. Dis 'n mixture van daai uithou vermoë, maar ook dis nie net it's not like it's painful all the time because you're constantly being fueled by the idea of the project. And the people that you're working with, it just feels like you can't abandon it now. You know, there are moments obviously wanneer dit voel net soos van gaan hierdie ooit gebeur. En ons kry die hele tyd oor die 7 jaar het ons die hele tyd rejections gekry. Vir funding, vir om met ander mense te werk. Dit was 'n proses om die hele tyd om groot te droom en dan af te skaal, groot te droom af te skaal. Maar dit was so belangrik. Ek dink as ons die droom bereik het wat ons wou gehad het van hierdie begroting en al die jazz, sal dit nie so beautiful 'n film gewees het nie. Ons moes deur al daai disappointments and setbacks gegaan het om die storie to whittle it down to what it needed to be in its simplest form. En dit het tyd gevat en ek het baie vertroue in daai proses begin leer. Ek moes dit leer. Otherwise sal ek van my kop af geraak het na 'n paar jaar. But just to trust the process en dit gaan gebeur. En dit was nooit 'n question van gaan hierdie ooit gebeur. Dit is net ons hou net aan. Ons hou net. Dis meer 'n geval van wanneer gaan dit gebeur, nie of dit gaan gebeur. En dit gaan gebeur op die regte tyd. Ons vertrou dit gebeur op die regte tyd. As om dit nou te rush maak nie sin nie, it'll happen when it needs to happen. Ek wil vir julle vra wat nou deur hierdie proses is. Ons het baie kykers wat aspirant filmmakers is en vir mense wat nou werk aan 'n konsep, pre-produksie, hulle het 'n idee, hulle doen aansoek vir befondsing, hulle kry negatiewe antwoorde ensovoorts. As julle wat nou die paadjie gestap het, hier is ons nou by die Silverskermfees waar julle film die Suid-Afrikaanse debuut gehad het. Watse raad het julle vir hulle? Wat bietjie moedeloos voel by die punt? Vra jouself elke dag af, hoekom doen ek die werk? Maak 'n lys van dit en herinner jouself amper religiously every day. Yes. Hoekom doen ek hierdie werk? Hoekom is hierdie werk belangrik? Jy moet, jy weet ek is so, is vir my so 'n weird ding om te sê jy moet 'n dik vel hê. Because like what does that really mean? Because you also have to be transparent enough to receive stuff. Maar daar is 'n ding van jy moet hard op jou tande hê om hierdie werk te kan doen. En jy moet gaan en jy moet push en jy moet go en jy moet ook sit en droom en rustig raak en vertrou dat môre sal kom. Die volgende week sal jy op daai punt uitkom. En ek dink moet nooit ophou soek vir geleenthede nie. Yes. Dis die een ding wat hierdie man vir my geleer het. Jy is elke dag, heeldag op daai rekenaar en soek 'n geleentheid. En ek dink ook dat jy hoef nie skaam te wees of bang te wees as jou concept shift van daardie application wat dit nodig het. Allow yourself to shift, allow yourself to transmute, allow yourself to switch with the tides.
Want soms dan dink ons hierdie wat ons moet doen is wat ons gaan doen, maar dan môre is dit iets anders. So moet ek nie bang wees om weg te gooi en oor te begin. Maar gaan aan. Ek praat seker in raaisels. Nee, jy praat beautifully. Samen met Wuppertal was in Julie maand, winter, op die berg. En ons gaan kamp, het was 'n mannenkamp. Om Fritz huis. Om Fritz se klein huis. Ja. En dit was alles. Dit is wat baie dinge aan het lok was. Ek dink dis ook waar ons begin droom het, begin vra het oor land en begin vra het en die rotstekeninge kon sien en die leiperde kon hoor. Ek weet nie of dit leiperd was daai dagie. Maar Ek onthou daai, ja. Wow. Ons het klomp so trippietjies gemaak. Ja. En ja, en dan voel jy kan al klaar as skrywers tot so klaar goedjies daar begin beplan soos van dit kan mooi like cinematographically dink ons al klaar aan wat werk en wat is mooi so, maar ook wat is nie mooi nie. I think that this was Jason said, but what is an important, like there's a very beautiful shot of a donkey on top of a sort of landfill eating Plastic, trash, yeah. plastic. Sure. And it was just an important element that we don't want to shy away from. It's like it is a prentjie mooi postcard village, but there's a lot going on, and we don't have to now make it look, like we're not trying to sell a tourism guide here. So it's a complicated, complex vision representation of a place, and I think it's all the more real for all those images that you think you get an idea of something and then something undercuts it, and now you have to sit in that discomfort. You can't now romanticize or overtly kind of pin it down to any one thing. Julle die realiteit gewys, die goed en die sleg, en ek dink dit is waarmee kykers gaan identifiseer want is real. Julle het nie enigiets bietjie suiker bo-op probeer strooi nie, dit is die realiteit. Vertel my van julle twee se wisselwerking, want soos julle praat, dis asof die een die ander se sin sou voltooi en julle is absoluut op dieselfde golflengte. Vir my as 'n buitestander, dit is hoe dit voorkom. En as mens soos nou saamwerk, julle het saam geskryf, maar julle was ook mede-regisseurs. En mens sien dit baie min dat 'n film twee regisseurs het. En uit 'n akteursperspektief, that could potentially be quite confusing as die twee mense nie op dieselfde golflengte is nie. So hoe het julle seker gemaak dat julle deurgangs die projek dieselfde visie behou en execute en julle droom vir die film honor? It took a lot for us to get to a point waar ons kan gaan, ek vertrou jou 100%. Want ek dink in enige verhouding vat dit lank. Dit vat lank om vertrou te bou, dit vat lank om te gaan ons verstaan om mekaar, maar ook to at the same time go, ek sê nie saam met daai punt. Kan ons dit herdink. Ek dink dat it's not for everyone. En nie almal hoef te aspire om saam te werk nie. Soms is dit genoeg as jy op jou eie journey is. Maar in hierdie geval, unfortunately, I'm stuck with this one. Dis waar. Een van Jason se gunstelinge of favorite and least favorite things that Jason does is, ek sal met die idee miskien kom en Jason sal sê, hy sal eers dink en dan sê, I think it's the opposite. And I was like, okay, let's talk about it. So dit vat altyd meer tyd, ek dink om saam met iemand te werk. But the result is exponentially better in our case. It can go various ways. Maar ek het nog nooit die idee gehad, elke idee wat ons na die tafel toe bring, word geworkshop in ways that like I'll bring something to the table and Jason will add something to it that I would never have with my own brain been able to conceive of. And that it enriches that thing so much. And when Jason brings something, I come with my experience and there's like a between the one and the two, there's a third thing that we make together that we both feel, wow, like this couldn't have come from one brain. It needed both of ours. Wow. And ons het verskillende, ons kom van different backgrounds af. Ek is van Pretoria, Jason is van Karkams. En daar's klomp, ek is wit, Jason is kleding. So daar's klomp verskillende backgrounds and histories. Maar ons we don't shy away from them. We lean into those differences and we unlock what are in those crevices between our identities that we can
unearth things, uncomfortable things. Yes. Because we come from a complicated country. There's a history here. Yeah. And it's maybe easy to kind of sidestep them, but to actually lean into them, like let's talk, like let's unearth. It's difficult, but it unlocks so much. Sjoe. Yeah. So is dit veilig om te sê hierdie is maar net die eerste van heelwat projekte, Oef, ja. klomp projekte wat julle Yes. saam gaan aanpak. Ons dit is soos ek sê, dit is unfortunate dat ons kan nie van mekaar af geskei word nie. Is soos velcro. We're locked in. Dis velcro jy moet hom skeer. Nee, ons is geroep om saam te werk. Ons is geroep om werk te skep. Ons is geroep om stories te vertel wat nie noodwendig sal in gedink word nie, sal gekies word nie. Ons is geroep om te respond to the racial space and time that we're still in, the racialized space and time we're in, but not to be victims of circumstances. To future ourselves into the world and to think of images, how will we get into a point where we can have these conversations without making anyone in the room feel unsafe or anyone in the space feel you can't commit, you can't connect in those moments, in those crevices that you talk about. Ja. So om af te sluit, julle baie dankie vir julle insig en die diepte wat julle tot hierdie gesprek gebring het. Ek dink regtig kykers, filmmakers, almal sal kan vereenselwig. Carissa. Hoekom moet die Suid-Afrikaanse gehoor dit ondersteun en waarmee wil julle die Suid-Afrikaanse gehoor laat? Ja, I love that question. My kop raas nou. Maar ek wil kom tot by 'n stilpunt om te kan dink 'n antwoord wat direk is. Kom huis toe. Ons almal kom huis toe. Almal word uitgenooi om 'n storie te ervaar wat gaan oor dit is 'n storie. Dit is ek dink ons almal kan onsself in Carissa sien. Ek dink ons sien onsself baie in Carissa. It's a coming home. En dis 'n geleentheid vir jou om terug te kan sit en toe te laat dat die wind jou lei, want die wind is 'n groot karakter in die film. En toe te laat dat die mense 'n impak laat op jou op 'n manier wat jy nog nooit sal ervaar nie. Want selfs ek as die meer filmmaker en iemand wat die film al baie keer gesien het, elke keer is daar iets wat ek moet uitstap en gaan. Ek het nou weer dit geleer, ek het nou weer dit onthou, ek was nou weer, so Carissa is, I think Carissa is life-changing. Carissa is, I've never seen anything like this before. No, the film, the process was a form of therapy for us. What Carissa's dealing with is what we're dealing with. So we wrote ourselves into her to kind of as a means of finding the answers for ourselves. En ons werk nog steeds daaraan. So vir ons, die stilte wat die film probeer bereik, wat sy in haarself probeer bereik. The film encourages the audience to be okay with sitting silent, to be with your thoughts, to not run away, to not distract yourself from what's going on around you, to not look for an outlet necessarily, but just to be still, to listen and to look. And I think it's a meditation, the film. Dankie julle. Dankie. Baie dankie. Die speelfilm Carissa het nou wel sy internasionale debuut by die Venesiese Filmfees gehad, maar nou is dit hier op plaaslike bodem te sien. En in Jason en Devin se eie woorde, dit is 'n storie so eg aan Suid-Afrika. So kom huis toe met Carissa. Gaan ondersteun trots Suid-Afrikaanse Afrikaanse films en soos altyd, laat weet ons wat jy daarvan dink op Bioskoop se sosiale kanale. Tot 'n volgende keer. Vir nou eers sê ek totsiens en lekker fliek.